As jy nou die laaste paar weke hier was, ek kom nou so 'n bietjie sagter so dankie, Antonio. So die laaste paar weke hier was, dan weet jy ons is in die reeks, die woord. Gelukkig as jy dit nou vandag vir die eerste keer hier is, die twee vorige dienste is aanlyn beskikbaar, so jy hoef daarom nou nie in lyn in te gaan nie. Dis daarom nie een volg op die ander nie. Jy kan 'n bietjie rondspring as jy wil. Maar ons het nou so 3 temas al hanteer. Die eerste een, die woord self. Laasweek het Vrelien met julle gepraat oor mediteer, wat vir baie mense dalk 'n bietjie moeiliker was. En dit het ons Woensdag aand by as Woensdag gedoen. Jy het nou gemis as jy nou nie daar was nie. En vandag is die volgende tema, studeer. Nou, mens kry 2 tipes mense in die lewe. Die wat skool gehaat het, en die wat dit gelove het. Kyk, daar's nie middle ground nie. Okay, so kom ons kyk nou net gou-gou. Wie het skool gelove? Wie was mal oor skool? Okay? Wie is die skool nou wys? Staan ons mense wat vir jou gesê, ek wil terug aan skool toe, en jy sê soos, daar's nie 'n manier. Ek val in daai kategorie, ek kan net sê. Dinge het dan so 'n bietjie verander op universiteit, maar nie as gevolg van die studeer nie. Wie van julle is saam met my op daai ene, wat daar op universiteit was, of so? Nee, ons was nie daar om te studeer nie. Ons was daar vir ander redes. Om te leer en om te studeer is nie natuurlik vir baie mense nie. En dan is daar van julle wat soos, julle is mal man, julle leer die hele tyd. Jy skryf vir een of ander kursus oral. Wie van julle, waar is jy? Ek wil net gou sien, waar is jy? Wat nou al 50 grade het. Nadia, ek weet, soos Nadia, sy spes op hierdie stadium pediatrie, so sy skryf oor 3 maande haar eksamen, so bid asseblief vir Nadia. So daar's van julle wat nie ophou leer nie. Ek het 'n goeie verskoning. Hy het gesê ek gaan nooit weer inskryf vir enige ander ding nie. My kollega moet dit maar doen. Sy doen allerlei goeders ekstra. Ek het genoeg ander dinge om myself mee besig te hou. My filosofie daarin is, jy gaan iets afskeep, en ek wil asseblief nie my slaap afskeep nie. So, dit is nou deel van dit. Om te studeer is moeilik. Maar nou, die probleem met dit is, as jy nie leer nie, wat gebeur met jou? Jy raak dommer. Soos as ek nou byvoorbeeld vir julle vra, wie van julle het enigstens in die laaste tyd iets oor artificial intelligence geleer? Okay, laat ek net gou hande. Jy het gedink jy is agter met social media. You have not seen the world we live in today, really. Dis wat gebeur as jy ophou leer. Jy raak agter, jy raak dom, jy raak vatbaar vir misinformasie. Is mos nou 'n woord wat nou wild rondgegooi word. Misinformation. Ek het so 'n bietjie probeer om statistieke te kry oor wat in ons wêreld gebeur in terme van mense se gemiddelde IQ. General knowledge. En dit is skrikwekkend. As jy nou so 'n bietjie, en ek wil nou nie polities raak nie, maar dit is almal in Suid-Afrika. Ons gemiddelde IQ in Suid-Afrika is tussen 65 en 77. En vir van julle klink dit baie hoog, né? Not so much. En ek het so 'n bietjie probeer navorsing doen, en ek gaan nou iets daaroor sê ook in die navorsing, waar jy navorsing kan doen en hoe dit vir jou makliker kan raak oor om goeders op die punte van jou vingers te kry, baie vinnig, kan jy baie vinnig, baie intelligent raak, is dat mense het net nie meer 'n dryf om te leer nie, om jouself daar buitekant te sit, om oop te wees vir nuwe possibilities nie. Ek het hierdie neergeskryf, jy weet nie wat jy nie weet nie. Jy weet nie wat jy nie weet nie, totdat jy weet wat jy nie geweet het nie. Okay, vinnig wees. Ons weet nie wat ons nie weet nie, en ons as mense dink baie keer ons het al die kennis.
dit wat in die wêreld uitgaan rondom dit is, dat dit lyk vir my, en daar's 'n klomp navorsing rondom dit ook, en as mens nou kyk na die general diskurs van die wêreld, en dit wat op social media aangaan, en dit wat op Twitter geskryf word, en hoe mense mekaar aanval, en hoe mense met mekaar redeneer, is dat die gemiddelde intelligensievlak, of die gemiddelde knowledge, ek wil eintlik al sê knowledge, van mense in die wêreld is besig om te verlaag. Nou dit maak mos nie eintlik nou sin nie, né? Want ons leef in 'n wêreld waar ons eintlik al die inligting tot ons beskikking het. So dis bietjie counterintuitive om te besef, hoor jy, okay, ons as mense word al hoe dommer, maar ons het al die inligting tot ons beskikking. En nou vinniger en baie meer op baie meer kwaliteit is wat ons in die verlede gehad het. Ek kan onthou, toe ek op skool was, en wie van julle kan dit onthou, as jy 'n taak moes gedoen het, waartoe het jy gegaan? Jou wêreldspektrum. Waar is die wêreldspektrum, mense? Kan ons dit gou-gou? Die van julle wat nie van die wêreldspektrum, jy's te jonk. As jy nie weet van die wêreldspektrum nie, dan is jy te jonk. Ja, dis waar jy jou navorsing vandaan gekry het. Kan julle nou net dink by jouself? Jy moet nou vandag 'n taak vir jou tiener of jou kind gaan doen, en jy gebruik net die wêreldspektrum. Can you imagine that world? Ek kan nie. Die wêreld is ever evolving. Knowledge is ever evolving. En dit is vir ons belangrik om te studeer. Nou hier kom dit nou by die Bybel uit. Die ongelooflike ding van hierdie boek is, ja, hy is oor 'n tydperk van 1200 jaar geskryf. Hy is al vir ons het hom al 'n rukkie, maar die ongelooflike ding van hierdie boek is dat it's ever evolving ook. Soos wat die wêreld aangaan, dit is vir my altyd ongelooflik om goeders hier binne te lees, en dan dink ek by myself, ons is so ver verwyderd van die ou wat hierdie geskryf het, daar gesit het, en hierdie woorde, ons is so ver in jare al verwyder van dit, maar dit wat hy in hierdie woorde skryf, het nog steeds betekenis vir ons. It's ever evolving. Wat beteken dat die woord is lewendig. Daar's altyd iets nuuts wat jy daaruit kan leer, iets wat van betekenis is. Die woord sê altyd, in elke omstandighede en in elke situasie, kan dit ons iets leer. Maar soos wat ek 2 weke terug gesê het ook, dit is waarskynlik die boek wat die meeste verkoop word, wat die minste gelees word, wat die minste gestudeer word. En terwyl ek hiermee besig was dit nou vir my amazing geweest om so net so bietjie tot die besef te kom, ek en Verline het 6 jaar geswat, om hier te kan staan en om dit wat hier in hierdie Bybel staan, te kan weergee, te interpreteer, te probeer sin maak daarvan, te probeer om dit eksegeties oor te dra vir die konteks waarin ons vandag leef. Ons het 6 jaar geswat en ons weet nog steeds baie min. Ek is al 17 jaar hier in hierdie gemeente, 18 jaar in die bediening. Elke liewe keer, daar sekere goeders wat mense al oor jare geleer, maar dan is daar teksgedeeltes wat ek 10 jaar terug oor gepreek, en dan kom ek hier en dan sê ek sê, dit was 'n bietjie stupid daai tyd gewees. So kom ek die preke oor preek. Maar daar's altyd nuwe insigte, daar's nuwe maniere om daaroor te dink. Die probleem, en dit is nou waar ons vandag by studeer kom, is dat daar's 'n uitdaging met dit ook. Saam met die feit dat ons in die wêreld al die inligting het, is dit so maklik vir ons om die inligting wat ons het verkeerd te interpreteer. En om goed te glo wat nie die waarheid is. Dit is baie maklik. En ek kan nou vanoggend, ek wou eintlik 'n toets daarvan gedoen het,
ek wou 'n tweet hier opgegooi het van iemand en vir jou gevra het, wat is jou interpretasie van hierdie tweet? En vir jou gevra het, sê vir my van waar af dit kom. Die interessante ding van dit is, jy gaan vanuit jou eie wêreld uit, sal jy hierdie tweet interpreteer, veral kom ons sê ons vat sommer net dit wat in ons wêreld aangaan. Ons gaan kyk na wat in Amerika aangaan, almal van ons gaan different opinions hê, en as ek nou vir jou gaan vra, wat is die waarheid, wat gaan regtig aan, dan gaan niemand vir julle vir my kan sê wat aangaan nie. Jy gaan probeer, en jy gaan dink jy's reg, maar niemand gaan weet nie. Want om by die waarheid uit te kom beteken dat jy moet diep gaan studeer. Jy moet weet waarvan jy praat. Jy moet nie dink jy weet waarvan jy praat voordat jy daarby uitkom nie. En dit is nou, kom ons trek hierdie nou na ons lewe toe en die woord toe. Dit is baie maklik om die woord te vat en om sommer lukraak goeters toe te pas op jou eie lewe wat nie noodwendig is wat daar staan nie. Dis hoekom dit so belangrik is om die Bybel te leer. Ek het gister 'n troue gedoen en ek gebruik hierdie teksgedeelte gister vir hulle en toe dog ek, "Jessie, miskien moet ek dit vanoggend vir elkeen van julle ook lees, vir ons lees om net so 'n bietjie weer dat die woord in ons lewe inkom." Ek gaan nou by 'n teksgedeelte kom waarby ons vandag uitstil staan. Maar hier staan in Matteus 7 en dis Jesus se woorde self. Hy sê dit vir elkeen van ons. Hy sê, "Elkeen wat na my woorde luister en dan daarvolgens handel, is soos verstandige persoon wie se huis op 'n rots gebou is." So baie belangrik, hoor hier wat sê hy. Hy sê, my woorde. Elkeen wat dit luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige, slim persoon wat sy huis op 'n rots bou. Al val daar 'n stortbrei, en almal van ons weet nou hoe 'n stortbrei, wie van julle het lekke in jou dak ontdek in die laaste paar weke? Nou ja, die stortbrei val, en al kom die vloedwater af, en al woed die stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondamente is stewig op 'n rots gebou. So ek dink, in die konteks van waarin ons vandag leef, is hierdie so belangrik. Dat ons as Christene vir 'n oomblik net vir mekaar vra, what is going on in the world? Wat is ons rol in hierdie wêreld? Wat leer die woord vir ons in hierdie wêreld? Wie moet ons wees? Wat moet ons wees? En as jy nie op 'n rots gebou is in terme van jou verstaan en jou kennis en jou diepgaande verbintenis aan die woord en aan Jesus Christus nie, dan gaan jy val as die stormwinde kom. Hoor vir my vanoggend. En ek ervaar die Here het dit op my hart gesit. Dit is nie 'n materiaal wat ons hanteer vandag nie, maar ek dink ons as mense moet so bietjie vir 'n oomblik vra, waarop vertrou ons regtig? Na wie luister ons regtig? Want elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal soos 'n dwaas wees wie se huis op sand gebou is. Wanneer daar 'n stortvloed val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis in mekaar stort. Niemand van ons wil dit hê nie. En dit bring my by Lukas 6. Ons teksgedeelte vir vandag. Lukas 4. Ek het 6 geskryf. Eintlik Matteus 6 al. So luister 'n bietjie wat staan hierso. En dis 'n teksgedeelte wat jy ook al baie in jou lewe gehoor het. Maar hoor 'n bietjie wat se impak dit het op jou lewe. Dis waar die seun van God versoek word. Jesus het vol van die Heilige Gees die Jordaanrivier verlaat. Hy het deur die Gees na die woestyn toe gelei, waar die duiwel hom vir 40 dae lank versoek het. En toe ek hierdie lees, gisterand sit ek daar op die bank saam met Narino, ek het nou klaar 'n bietjie gewerk en nou die troue gehad gister, en ek is so lus vir 'n sweetie. En toe kom hierdie teksgedeelte op by my en sê, die duiwel versoek jou vir 40 dae. Dis ek sê, die duiwel gaan my vir 40 dae versoek met sweeties. Okay, dis 'n kantnota. Okay. Hy het die hele tyd niks geëet nie, en aan die einde daarvan was hy baie honger. Die duiwel het toe vir hom gesê, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in brood. Maar Jesus het vir hom gesê, nee, die skrif sê, 'n mens het meer as brood nodig.
om van te lewe. Daarna het die duiwel hom na die hoogte toegeneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Die duiwel het vir hom gesê, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne om vir enigiemand te gee vir wie ek wil. Ek sal dit vir jou gee as jy neerbuig en my aanbid. Jesus het geantwoord. Die skrif sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom na Jerusalem geneem, na die hoogste punt van die tempel en gesê, as jy die seun van God is, spring hier af, want die skrif sê, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En toe die duiwel Jesus klaar versoek het hy hom verlaat tot die volgende geleentheid. Ek dink jy het al ooit in hierdie konteks hierdie teksgedeelte gelees nie. Dit is amazing as mens hier indelf om te sien wat regtig hier gebeur. Baie kere as ons hierdie teksgedeelte lees, dan fokus ons op die duiwel wat Jesus versoek. En versoeking is die kern van dit wat in hierdie teksgedeelte staan. Maar daar is soveel ander ongelooflike betekenis van wat die woorde van Jesus hier. Jesus antwoord elke keer as die duiwel hom versoek met die woorde, die skrif sê. En as jy nou so 'n bietjie mooi gaan lees, dan is, ek weet nie wie van julle het julle Bybels hier nie, julle sal sien daar sulke sterretjies dalk by die goedjies, as daar so 'n asterisk by jou is, as jy heel onder gaan kyk, dan gaan jy sien, die grondteks wys na hierdie teksgedeelte toe. Sien julle dit daar? Dis sommer, nou het ek vir jou 'n Bybelstudie metode gegee, dat jy sommer iets weet van, as daar 'n asterisk iewers is, dan beteken dit wys na 'n ander teksgedeelte, en as jy daar gaan kyk, dan sal jy sien, Jesus haal die hele tyd Deuteronomium aan. Onthou ek het 2 weke terug gesê dat die Torah, Jesus was 'n rabbi gewees, so uit die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, het hy op die punte van sy vingers geken, hy het dit uit sy kop uit geweet, daarom kon hy die duiwel se versoeking teenstaan, want hy sê presies wat in die skrif staan. Maar dan staan nou 'n ander ding ook in hierdie teksgedeelte wat interessant is. Die duiwel haal ook die Bybel aan. Het julle dit gesien? Die duiwel haal ook Psalm 91. Dis wat die duiwel daar uithaal. So wat doen die duiwel met hierdie teksgedeelte? Hy twist dit en hy manipuleer dit om slim te klink en om Jesus te probeer oortuig daarvan dat dit wat hy sê die waarheid is. En hierso is nou die incredible ding van waar ons vandag toe kom. Die Bybel is al gebruik in die geskiedenis om incredibly slegte goeders goed te praat. En ek wil nie eers op ingaan op dit alles nie, maar dit wys in die geskiedenis van die woord en van Christene en van die kerk, dat daar tye is wat die Bybel so gemisinterpreteer is, om sekere goeders goed te praat, en te manipuleer, en dan vir ons onsself, nou, hoe dit gebeur? En dan sê jy, okay, hier is die duiwel. Baie van ons het nie eers die duiwel nodig om dit te doen nie. Ons gebruik die Bybel sommer vir enigiets. En daar's soveel voorbeelde van dit in ons huidige tyd ook. Ek weet daar's baie van julle wat sal vir my sê, daar's mense wat met die Bybel onder die arm loop, en preek vir almal, maar hulle hanteer die mense hulle rondom hulle soos gemors. Ken julle sulke mense? Mense wat dit wat hierin staan, tot hulle eie voordeel manipuleer, sodat hulle beter lyk as wat hulle veronderstel, wat hulle dink, wat hulle is,
En dan gebruik ons die woord, omdat ons nie regtig weet presies wat dit beteken, wat daar staan nie. So vanoggend, wat ek by jou wil tuisbring en wat ons so 'n bietjie vir jou net vir jou wil help, is om 'n besef te hê dat om die woord te studeer vir jou ongelooflik belangrik moet wees. En ek is ook soms so 'n bietjie, terwyl ek hiermee besig is en met die woord besig is, self-accountable gehou om ook intens bietjie meer te kyk oor hoe ons na die woord toe gaan. Hoe ek na die woord toe gaan. Nou daar's 'n paar probleme as jy na die Bybel toe gaan met vandag, en ek gaan julle nou so 'n bietjie help prakties om 'n paar goeters in plek te sit. As jy nou na die woord toe gaan hierdie week, ek wil julle nie afskrik en sê, ek gaan nou nie my Bybel lees nie. Ek wil jou eintlik invite om die Bybel te lees en om dit te studeer. Juist omdat daar so veel incredible goed is wat ons daaruit kan leer. As iemand enigiets vir 'n aanhoudende hoesheid kom praat asseblief met my. So, die eerste ding van die Bybel wat jy moet verstaan, voordat jy met enigiets anders te gaan, is dat dit in 'n ander taal geskryf is. En ek en Fredlien weet dit. Dis in 'n ander taal geskryf. My eerste klas op universiteit, 2001, maandagoggend, 8uur, kan nie eers sê nie, ek dink dit was in Februarie, kan nie die datum onthou nie. Stap ek in 'n klas in, Grieks 101. Nou julle weet, as julle sê, dit is Grieks vir my, beteken dit jy verstaan dit nie, né? Ja, that's about it. Grieks 101. Grieks was vir my 'n bietjie makliker as die ander ene, Hebreëus. Ek weet nie, Verlien, waar was dit? Het jy gesukkel met Hebreëus? Nee, sy het nie gesukkel, sy sukkel nie. Grieks en Hebreëus. Ek genade van die Here en met baie wonderwerke het ek daai twee tale deurgekom. Die Bybel is in Grieks en Hebreëus geskryf. Die Ou Testament is nog in Aramees ook, Aramees en Hebreëus. Die Nuwe Testament in Grieks geskryf, is in 'n ander taal geskryf. En soos wat julle nou weet, as jy enigstens van Engels na Afrikaans toe vertaal, gaan bietjie en dan sê jy Google Translate from English to Afrikaans. Het julle gesien wat gebeur? Okay, dit raak nou al bietjie beter, maar dit is terrible. Daar's so ek weet nou nie of ek dit moet hardop sê nie, maar miskien moet ek dit sê. Ja, ek gaan dit sê. Daar's so sê 'n klomp Hillsong songs en toe hulle 'n Hillsongs Afrikaanse CD. Hulle het dit ge-Google Translate. Dit is baie keer onmoontlik om die betekenis van iets in 'n taal oor te trek. So jy moet dit bietjie verstaan dat die Bybel is in 'n ander taal geskryf. Die tweede ding wat belangrik is om te weet, is hy is nie in Suid-Afrika geskryf nie. Kom nie in ons konteks nie, dit is 'n ander plek en 'n ander tyd geskryf. Jy moet dit in berekening bring. Dis hoekom baie keer mense sukkel met sekere goeters in die Bybel wat daar's sommige mense wat die goeters soos tot die letter van die woord toe, en dan is ek soos, wow, mag net so 'n bietjie. Het ons die konteks in ag geneem? Het ons die tyd in ag geneem? Want weet julle, daar's 'n klomp goeters wat baie van julle gedoen het. Daar was nou op hierdie in hierdie week was daar nou 'n ding wat die van julle wat in die 1990s groot geword het, né? Daar's 'n klomp goed in daai konteks wat as ons dit nou nog vandag doen, dan gaan ons tieners vir ons nogal skeef aankyk. En hulle gaan dit nie verstaan nie. Soos byvoorbeeld die telefoon wat aan 'n draad vas is. Dis is unheard of. So jy was vas op een plek. Daar's huise wat soos 'n bankie gehad het daar iewers waar jy kon sit met die telefoon. Die konteks is 20 jaar terug, 30 jaar terug heeltemal anders as die konteks waarin ons vandag leef. Hoeveel te meer nie, dit wat in die Bybel staan nie. En dan die interessante ding van hierdie, dis 'n boek met 'n klomp boeke binne in dit. Verskillende skrywers, verskillende genres, verskillende maniere van skryf. Ons
jy kan apokaliptiese boek, ons kry nie eers meer so genre vandag nie. Dan is daar die psalms, poesie, en dan kry ons Jona. Ek gaan nou niks verder oor Jona sê nie, maar dan kry jy Jona ook nog daar. Daar's baie discussions oor Jona. As dit nou waar was hy nou in die vis en was hy nou nie. Nou was daar een of ander ou wat nou deur 'n vis gebyt is. Hy was nou gelukkig nie 3 dae in die vis se maag nie. Maar daar's 'n klomp verskillende genres wat mens met ag moet neem. Jy moet dit verstaan, van watter punt af is die Bybel geskryf. Timothy Keller skryf vir die volgende, hy sê, the reason for our confusion is that we usually read the Bible as a series of disconnected stories, each with a moral for how we should live our lives. It is not. Rather, it's a single story telling us how the human race got into the present condition and how God, through Jesus Christ, has come and will come to put things right. En dis sommer nou die interessante ding van die Bybel, is dat as jy gaan studeer, dan gaan jy agterkom, dis nie random goeters wat gebeur nie. Daar's so goue lyn wat deur die Bybel loop. Dis God se storie met mense. En God se storie met mense is 'n chaotiese een. Dis deurmekaar. Daar's baie min tye in die woord waar daar vrede is. Dis 'n storie van hoe God met sy mense werk. In hulle konteks, in hulle wêreld. En ons leer hoe God se karakter in daai stories is en hoe ons dit kan teertrek na ons lewe vandag toe. Nou laasweek het Verlien so 'n bietjie vir julle gesê van ons Lectio Divina. Ons het ook nou 'n bladsy wat die laaste 3 weke uitgaan. Lectio Divina is een van die maniere hoe jy die Bybel kan studeer. Die van julle wat dit nou so het van julle dit gevolg hierdie laaste 2 weke, daai teksgedeeltes? Ons dan ons 'n paar, dankie tog. Ons doen dit definitief. Dit word uitgestuur op WhatsApp, gebruik dit as jy wil. So daar verduidelik ons mooi. Jy lees, mediteer oor dit, daar's gebed en jy oordink dit. Nou ek wil vanoggend vir jou nog 'n studiemetode gee wat nogal wêreldwyd gebruik word en so 'n bietjie vir jou kan help hoe jy na die Bybel toe kan gaan. Baie van ons gaan so, hallo. En nou as ek in Esegiel. Hierdie is 'n bietjie, nee. Onthou ek weet ek kon nou nie iemand uithaal wat dit nou so doen nie, maar ek het dit ook op stadium gedoen. Ek sê, okay, wag, ons moet nou hier by Psalms oop. My raad sommer vir dit is die eerste ding is om by 'n boek te begin. Probeer om by 'n boek te begin. Ek weet daar's van julle wat die Bybel al 'n paar keer deurgelees het van voor na agter toe. Tyd in jou lewe, daar's 'n sekere seisoen in jou lewe wat jy sekere ander dele in die Bybel lees. Nou hierso is dis baie eenvoudig en ek gaan dit in Engels doen want dit is in Engels geskryf. Dis is die SOAP method. Jy al ooit van die SOAP method gehoor? Nog nooit van die SOAP method gehoor nie. Okay, so ek gaan julle nou help so 'n bietjie met dit. Jy kan dit neerskryf, SOAP, jy gaan dit onthou. Seep, SOAP in Engels. So die eerste ding van dit is scripture. Begin om 'n boek te kies. Begin om nie noodwendig net 'n deel in 'n boekie, begin by 'n boek. Wie van julle lees die storieboek en dan begin jy agter? Ek het nou net daar gevra. Wie van julle begin, jy lees die einde van die boek? Enigiemand? Daar is sulke mense. Hulle is ander tipe mense. Mens begin nie aan die einde van 'n boekie, jy begin aan die begin van 'n boek. So 'n Bybelstudiemetode is baie eenvoudig. Begin by die begin. En as jy nou wil begin om 'n bietjie te studeer, dan is dit 'n baie goeie plek is om in Johannes te begin. Dis 'n bietjie korterig, goeie evangelie. Jy leer 'n klomp goeders uit Johannes uit. So vir watter seisoen jy ook al in jou lewe is, gaan doen 'n bietjie navorsing oor waar is jy in jou lewe? Wat dink jy kan gaan Google. Ek sukkel met hierdie goeders en watter deel van die Bybel praat dit oor hierdie? Miskien moet jy die Spreuke gaan lees. Miskien moet jy 'n Psalm gaan lees en gaan diepte gaan begin by die Psalms. Dis ook 'n great plek om te begin. En dan soos wat dit aangaan, soos wat jou kennis van dit wat in die woord staan meer groei, kan jy aangaan na ander boeke toe.
So scriptures, kry vir jou 'n plek waar jy kan sit en kan gaan Bybel lees. Die tweede een van SOAP is die O, observation. Observation. Analiseer die teksgedeelte. Vra vir jouself 'n paar vrae. Wat gebeur? Wie praat? Wat sê dit? Hoe word dit gesê? En dan hier is nou waar jy in hierdie observation so bietjie gaan kyk na wat in watter konteks is hierdie geskryf? Waar in die groter storie pas hierdie in? Nou hier gaan ek nou vir jou dalk 'n tip gee wat vir van julle dalk bietjie jou brein gaan breek, maar bear with me. Om toegang tot inligting te kry, baie keer oor die woord en om kommentare te gaan lees, klink vir jou soos 'n baie groot werk. Dit doen vir my ook. Ek het ook toe ek begin het met preek maak en as mense sê jy moet nou kommentare gaan trek en jy moet verskillende angles en so aan lees. Dis die incredible ding van die wêreld waarin ons leef. Almal van ons het toegang tot ongelooflike tegnologie om ons te help om dinge te verstaan. Nou dis waar ek nou die AI afdeling van vandag se preek vir jou wil gee. Ek weet daar's van julle wat baie bang is vir artificial intelligence, maar daar's 'n klomp verskillendes wat jy kan gebruik om jou te help hiermee. Nou, ek gaan nou nie bemarking doen vir een nie. Julle almal ken vir ChatGPT, maar daar's 'n klomp ander ook. 'n Ongelooflike ding wat jy net kan doen is om 'n teksgedeelte waarmee jy besig is te vat en in AI in te gaan sit en te gaan sê, explain to me the cultural, the historical and the context of this specific text. Dis 'n prompt wat jy kan doen vir AI. En dan is jy dadelik 'n teoloog. Want dan gaan hy vir jou alles uitgee. Ek het nou vanoggend Lukas 4 gevat net, sommer net vir 'n interessantheid vir julle, dat julle dit verstaan, dan gee hy vir jou, die hoofredes van hierdie teksgedeelte, dit is die teksgedeelte wat daar staan, historical context, the event occurs, gee hy vir jou, in 27 to 29 na Christus, during the Roman Empire occupation of Judea, hierdie emperor Pontius Pilatus, die Joodse mense het onder Romeinse hoor julle, dit trek goeie saam wat jou 6 jaar sou gevat het om by uit te kom. En dan sommer die konteks van dit, van brood was skaars geweest. Dis hoekom die duiwel Jesus met dit versoek het. Dit gaan oor, in daai tyd gaan dit oor mag. Wie is in beheer? Wie is nie in beheer nie? Dit gaan oor die tempel van Jesus Christus, die kulturele agtergrond van die Joodse mense, die Romeinse. Jy stap, as jy hierdie gelees het, dan gaan lees jy weer daai teksgedeelte en dan jy sê, wow, ek het nog nooit daaroor gedink soos dit. Ek weet daar's van julle wat nou 'n bietjie bang is oor AI en al hierdie goeders, maar as jy dit reg gebruik, kan dit jou wêreld verbreed, veral wat die Bybel aanbetref. Oor goed wat jy nie geweet het nie. En jy kan dit leer. Observation. Wat sê dit vir jou? Wie praat? In hierdie observation sê ek ook baie keer vir mense, die belangrike ding om na toe te gaan, en dit is eintlik die eerste vraag wat jy wil vra in hierdie teksgedeelte is, wat sê dit van God? Ons gaan altyd na die Bybel toe, en ons gaan en ons sê, wat sê hierdie teksgedeelte vir my? Dis 'n natuurlike ding, dis die default. Wat sê dit vir my? Vir my omstandighede, my situasie nou. En as jy daai metode gaan volg, dan waarborg ek jou, jy gaan by goeters uitkom wat jy nie moet uitkom nie. En dan gaan jy soos 'n tiener wees wat gaan sê, Here, ek wil weet, moet ek hierdie girl date of nie? Die Here is aan jou kant, hy wil net goedheid vir jou hê. Great! Woohoo! Hier gaan ek. Verstaan julle wat ek probeer verduidelik? Wat sê dit van God? Wat sê dit van God se karakter? En dan kom ons by die A van SOAP. Application. Nadat jy al hierdie inligting bymekaar getrek het, gelees het, hoe maak jy dit van toepassing in jou lewe? Hoe verander dit die manier hoe jy dink oor jou omstandighede, hoe jy leef tussen die mense waar jy is? Niemand van ons kan 'n ingeligte besluit neem
as ons nie die inligting het nie. As ons nie agter die kap van die byl gekom het nie. Kan niemand van julle stap by BMW in en sê jy wil die duurste BMW hê nie. Daar's van julle wat dit dalk kan doen. Maar niemand van ons doen dit nie. Sommige net lukraak. Jy besluit nou, jy stap by die kerk, kom ons gaan. Jy doen nie dit nie. Jy gaan doen navorsing, jy gaan analiseer jou finansies, kan ek dit bekostig? Is hierdie 'n goeie ding om te doen? Hoe werk dit? Dit is presies so as dit by die Bybel kom. Hoe maak ek hierdie van toepassing in my lewe? En dan die laaste een van Soap is Prayer. Ons eindig met gebed, want dis waar jy voor die Here gaan sit en Here, ek het nou al hierdie inligting en dis wat dit beteken, ons klomp goeters wat ek nog nie verstaan nie, maar ek glo en ek weet dat daar's iets wat U my wil leer in hierdie proses. Partykeer in gebed en stilte spring ons bietjie terug na mediteer ook, is dit 'n oomblik waar jy stil voor die Here ook sit om dat die Here se gees deur jou hart spoel en met jou praat. So ek glo almal van julle gaan dit onthou, Soap. En hier is die laaste ding waarmee ek nou vanoggend wil afsluit. En dis Johannes 5. Die waarskuwing. Hier is 'n waarskuwing. Die T's and C's apply. Julle bestudeer die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe sal kry. Dit is juist daardie skrifte wat oor my getuig. En julle wil nietemin nie na my toe kom sodat julle die lewe kan ontvang nie. So Jesus daag die skrifgeleerdes uit in sy tyd. En eintlik wat hy vir hulle probeer sê is, julle het al die kennis. Julle bestudeer die skrifte, maar dit doen niks aan jou lewe nie. En ons baie mense met wie dit gebeur. Ek weet daar's 'n dominee, ek het al gelees, dat hy gesê het, hy staan op die kansel, Sondag na Sondag, en hy is lank in 'n gemeente gewees, en hy wou toe net op 'n stadium daar wil sê, wanneer gaan julle nou begin doen wat hierin staan? Julle hoor en julle hoor en julle hoor en julle doen nie wat hy sê. En dis die waarskuwing vir elkeen van ons. Ons kan die skrif bestudeer, maar dit moet 'n geestelike bestudeer wees van 'n honger, van ek wil leer, ek wil groei, ek wil groei in dit wat die Here wil doen in sy koninkryk hier op aarde. En dan ultimately groei dit na hierdie toe. As jy die skrif bestudeer en jy raak meer hard, dan is daar iewers iets verkeerd. Want alles in die skrif wys na Jesus toe. Sy liefde vir ons, sy liefde vir die wêreld, sy liefde vir die mense rondom ons. Dis hoekom die grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Ons sit in 'n wêreld wat dit nodig het. Maar dan moet ons ook antwoorde kan antwoord uit hierdie boek uit vir ons eie lewe, gegrond wees op vaste rots. Luister na sy woorde. Weet wat dit beteken binne die konteks. Dit kan toepas in ons lewe en volgens dit lewe. Mag hierdie week van die Lectio Divina vir jou 'n journey wees sommer, of as jy besig is met jou eie studering, mag dit vir jou 'n journey wees. Mag die Here deur sy genade vir jou wysheid gee. Vir jou lewe en vir die verskil wat jy dalk hier ook moet maak. En waar jy is. Amen. Ek wil sommer vir jou 'n oomblik gee om net daar te sit met jou oë toe, sommer te reflekteer. Hierdie is nou die prayer deel. Jy het die skrif gehoor, jy het verduideliking daarvan gehoor. Vir 'n oomblik te bid, Here, wys vir my die plekke in my lewe